Goeiemôre liewe familie en baie welkom by vanmôre se erediens. Ons is virtueel omdat ons gister bazaar gehad het en dit 'n groot affære was. En ook omdat ek ongelukkig nie daar kan wees nie. Ek is baie spyt dat ek die bazaar gemis het. Ongelukkig is ons planne so vas gewees dat ek nie daar kon wees hierdie jaar nie. My ma het 60 geword, so natuurlik is dit 'n groot feesviering in ons familie. En ons het al 'n tydjie terug die planne ongelukkig vasgemaak voor die bazaar se datum vasgemaak is. Maar ek glo en ek vertrou en ek bid dat elkeen gister die bazaar baie geniet het. En baie dankie ook sommer van my kant af hier uit die verte uit vir elkeen se bydrae, se ondersteuning en sommer net vir julle wie julle is. Ons waardeer julle en ons is baie dankbaar dat ons hierdie pad saam met julle kan stap. Mag julle ook die seën van die Here in julle lewens ervaar. Familie, wat 'n wonderlike week het ons nie agter die blad nie, met die reën wat geval het, met die aarde wat geseën is, met die Here wat oor ons uitgestort het. Wat 'n wonderlike ervaring is dit nie, om ook op so 'n manier die liefde van die Vader te kan beleef en te kan ervaar. Mag elkeen wat 'n bietjie nat gereën het, dit onthou, dat dit die Here is, wat dit vir ons gestuur het. Mag julle vashou aan die belofte dat die Here ons nie vergeet nie, maar dat hy eerder altyd saam met ons sal wees. Mag julle vanmôre welkom wees by die Here se voete. Amen. Sing die lof van Jesus saam, ook engele bring hom eer. Juich hemel, aarde, roem sy naam en dien hom, volg hom, loof hom. Christus is die Heer. O nageslag van Israel, gee u Messias Heer. Herken hom as Immanuel en soek hom, vind hom, prys hom. Christus is die Heer. Verdwaasde mens aanvaar dit nou, dat hy jou heil begeer. Bekeer jou en sy gees sal jou laat loof en prys en jubel. Christus is die Heer. Hy wat as die oorwinnaar staan, kom op die wolke weer. En al wat leef jou loflied aan en dien hom, volg hom, loof hom. Christus is die Heer. Maar familie, vanmôre wil ek 'n bietjie gesels vanuit Matteus 6. Matteus 6 en Matteus 21, dan ons gaan twee gedeeltes lees. Ons gaan Matteus 6 vers 1 tot 6 lees en ons gaan Matteus 21 vers 28 tot 31 saam lees vanmôre. So ek wil graag vir ons lees Matteus 6 vers 1 tot 6 wat sê: Moenie julle godsdienstige pligte in die openbaar nakom om deur mense gesien te word nie, want dan kry julle geen beloning van julle Vader wat in die hemel is nie. As jy byvoorbeeld armes help, moet dit nie uitpas sy nie. Dit doen die skynheiliges in die sinagoges en op straat,
sodat mense met lof van hulle kan praat. Dit verseker ek julle, hulle het hulle beloning klaar weg. Nee, as jy iets vir die armes gee, moet jou linkerhand nie weet wat jou regterhand doen nie, sodat jou goeie daad verborge kan bly. Jou Vader wat sien wat verborge is, sal jou beloon. En dan gaan Jesus aan en gaan hy na die as jy bid gedeelte toe wat sê, verder as jy bid, moet jy nie soos die skynheiliges wees. Hulle hou daarvan om in die sinagoges en op die straathoeke te staan en bid, sodat mense hulle kan sien. Dit verseker ek julle, hulle het hulle beloning klaar weg. Nee, as jy bid, gaan na jou kamer toe, maak die deur toe en bid tot jou Vader wat jy nie kan sien nie. Jou Vader wat sien wat verborge is, sal jou beloon. En dan gaan ons aan na Matteus 21 toe, verse 28 tot 31, waar die volgende sê, die opskrif hier is die gelykenis van die twee seuns. Wat sê julle hiervan? Sê Jesus is nou besig om met 'n groep mense te praat. Hy sê, wat sê julle hiervan? Daar was 'n man met twee seuns. Hy het vir die een gaan sê, seun, gaan werk vandag in die wingerd. Ek wil nie, antwoord hy, maar later het hy spyt gekry en tog gegaan. Die man het toe na die ander seun toe gegaan en vir hom dieselfde gesê. Hy het geantwoord, goed pa, maar hy het nie gegaan nie. Wie van die twee het gedoen wat hulle pa wou hê? Toe sê Jesus, of hulle sê, die eerste. Toe sê Jesus vir hulle, dit verseker ek julle, tollenaars en prostituie gaan eerder as julle in die koninkryk van God in. Johannes het gekom om julle die regte pad te wys en julle het hom nie geglo nie, maar tollenaars en prostituie het hom geglo. Maar selfs toe julle dit sien, het julle nie agterna berou gekry en hom geglo nie. Tot sover van my. Nou vanmôre gaan ons 'n bietjie gesels oor daai laaste stukkie, daai laaste woord wat Jesus daar sê, wanneer hy sê berou en spyt. Wanneer hy sê, julle het nie berou gekry nie. So ons gaan 'n bietjie vanmôre praat oor die hele idee van berou teenoor spyt. Nou familie, ons sien baie kere in die media deesdae dat mense goed sê of dinge kwytraak en dan word hulle aangespreek oor dit wat hulle gesê het en dan daarna reik hulle 'n verskoning uit vir die dinge wat hulle gesê het. Dieselfde ding het ek al gesien, so min of meer, het ek al gesien gebeur tydens 'n onlangse tenniswedstryd wat ons gekyk het. Tydens die wedstryd het een van die kommentators 'n opmerking gemaak wat waarskynlik onbedoeld was, maar dit het nogals baie gesê. Die twee spelers van die wedstryd was besig om die houe uit te ruil soos wat dit maar gaan, en dit was half op 'n kernoomblik, 'n spannende oomblik van die wedstryd. Dit was maak of breek vir al twee van hulle. Wat toe gebeur is dat die een speler 'n hou gespeel het, 'n doodnormale hou, maar bietjie laag en hy het in die net vasgespeel. En die bal het oor die net geval. Hy het nie teruggespring nie, hy het net oorgeval. En dit was sy punt. Alhoewel hy dit nie eintlik verdien het. En wat toe gebeur het is, eintlik waarby ek wil uitkom, is die speler wie die gelukskoot toe nou eintlik oorgekom het sy raket in die lug ingesteek en gesê, ag, skus man, ekskuus. En die kommentator merk toe op, hy vra om verskoning, maar hy is nie eintlik regtig jammer nie. En dit het my laat wonder, is dit nie tipies van ons manier van jammer sê vir mekaar nie? Want die frase, ek is jammer, hoor, en as ons nou eerlik is met mekaar, beteken nie eintlik meer regtig wat die woorde veronderstel is om te beteken nie. Dit is eerder dikwels ook maar net ons wat die raket in die lug opsteek en sê, ekskuus, maar ek is nie regtig jammer nie. Want die dinge het dan tot my voordeel uitgewerk. Wat eintlik erger is familie, is dat ons soms selfs die raket teenoor God aan die einde van ons gebede opsteek. Ons sê ons baie maklik aan die einde van die gebed, vergewe dan nou uit u genade ons sonde, nie omdat ons dit verdien nie, maar uit genade uit. En dit is so 'n redelike vaste slot of 'n vaste einde van ons gebede, maar dikwels dink ek is die werklike inhoud van hierdie slot niks anders as ekskuus Here dat ek verkeerd gedoen het, maar eintlik is ek nie regtig jammer oor wat gebeur het nie, want dit het my eintlik op die ou einde bevoordeel. En daarom wil ek vanoggend sê, familie, as daar nou een ding is wat makliker gesê is as gedoen is dit om ekskuus te sê. Want dit is maklik om die woord te sê, maar dit is baie, baie moeiliker om werklik jammer te wees oor wat jy gedoen het. En nou ken ons mos
Die bekende Afrikaanse spreekwoord wat sê, spyt kom altyd te laat. En die woordjie spyt en hoe ons dit gebruik en hoe ons taal dit deesdae verstaan, wil eintlik sê, ek kon beter gedoen het, ek kon beter gevaar het, maar nou is dit te laat. Met ander woorde, spyt het te maak eintlik met so 'n soort bejammering van, het ek maar dit gedoen, dan was ek nou beter af. Het ek maar dit anders gedoen, dan was ek nie nou my voordeel kwyt nie. Ware jammerte of ware berou waarvan Jesus hier praat, het te doen nie met myself en my eie voordeel nie, maar met God en met ander mense. Berou, ware berou, het te doen met die verlies of die skade wat jy aan ander mense gedoen het. Die woordjie berou, familie, is dus 'n baie ernstige evangeliese woord. Dis 'n Bybelse begrip wat nie iets wil sê oor jou eie voordeel nie, maar eerder oor die voordeel van ander. En hierdie betekenis kry ons uit die voorbeeld van God self. Want God het homself tog nie as mens laat gebore word en aan 'n kruis kom sterf vir sy eie voordeel nie. Hy het dit deur en deur tot ons voordeel gedoen. Daarom is die evangelie van Christus 'n evangelie van koersverandering. 'n koersverandering wat in ons lewens bewerk wil word. Weg van jouself af en jou eie voordeel en na ander mense toe. Want om berou te hê, opreg berou te hê, is om jammer te wees dat jou optrede nie tot voordeel van ander en dan ook so by implikasie tot voordeel van God was nie. En dit is dan ook, familie, hoe ek hierdie gelykenis in Matteus 21 verstaan. Dit is eintlik 'n baie eenvoudige gelykenis, maar 'n gelykenis wat nie so maklik te verstaan is nie. Want wat gebeur hierso? Die pa kom na die seun om hom te vra om te gaan werk, na die oudste seun. Hierdie seun was heel waarskynlik die oudste seun, lees ons, en die pa was volgens die eise van sy kultuur verplig om die oudste seun eerste te vra. Aangesien die oudste seun die erfgenaam van alles was, maar ook omdat daar so 'n skande oor die pa sou kom as hy nie die oudste seun eerste sou vra nie. Die oudste seun sê dan tog, mos nou lees ons, ek wil nie. En dan gaan hy na sy tweede seun toe wat hy nou mag vra volgens die kultuur omdat die eerste seun geweier het. En hierdie seun antwoord dat hy sal gaan. En dan gebeur daar iets anders in die storie. Die eerste seun wat gesê het hy wil nie, gaan toe uiteindelik en hy gaan werk in die wingerd, en die tweede een wat gesê het hy gaan doen dit nie. Hoekom het hulle so opgetree? Dit is eintlik baie eenvoudig, familie. Omdat dit of tot hulle voordeel was of nie tot hulle voordeel was nie. Wat die eerste seun betref, het hy waarskynlik besef as ek nie gaan nie, kan ek my erfporsie kwyt wees. Daarom moet ek maar liewer gaan, want dit is tot my voordeel as ek gaan. En dit is presies dieselfde eintlik wat die tweede seun betref. Want toe hy sien dat sy ouer broer nee sê, het hy gesê hy sal gaan, want daar was vir hom voordele. Maar toe hy sien dat sy ouer broer wel gegaan het hy besef, nou is daar niks meer voordeel vir my nie, so dan bly ek my eerder. En dan vra Jesus vir die mense daar rondom hom, maar wie het gedoen wat die pa wil hê? Wie was reg? En hulle antwoord, die eerste seun, die oudste seun. En ek reken ons as mense sal saamstem. Die eeue heen het mense saamgestem met dit. Want die eerste seun het gegaan, al het hy gesê nee. Omdat hy spyt was. Terwyl die tweede seun gesê het, hy sal en hy het nie gegaan nie. So hy het eintlik vir sy pa gelieg. En daarom sê mense, is die eerste een reg en die tweede een verkeerd. Maar dan raak dit so af te mekaar, want uit dit wat Jesus verder in hierdie gedeelte sê, lei 'n mens af dat dit nie volgens hom die regte antwoord was nie. Want hy bevestig nêrens vir hulle dat hulle reg is nie. Hy sê nie vir hulle, ja, dit is die eerste of nee, dit is die tweede seun nie. Hy begin eintlik oor iets heeltemal anders praat. Iets wat nie te veel te doen het met die gelykenis wat hy sopas vertel het nie. En met wat hy verder vertel, wil hy eintlik sê, nie een van die twee seuns was reg. Nie een was reg nie, want by beide van hulle was daar geen berou nie. By die een was daar spyt, want hy het besef hy kan benadeel word deur sy oorspronklike of sy aanvanklike optrede. Die ander een, die tweede seun, het eenvoudig gereageer op grond van sy ouer broer se optrede.
Hy was self heeltyd soekend na voordeel wat hy uit hierdie situasie sou kon kry. En dan teenoor dit, sê Jesus, is daar mense soos tollenaars en prostituie, wat toe hulle gewys is deur Johannes op dit wat die hemelse Vader van hulle wil hê, ware berou gekry het oor die keuses wat hulle in die lewe gemaak het. En eintlik tot nadeel van hulle self, ten minste tot nadeel van hulle finansiële posisie, besluit het om 'n verandering te maak en op die pad van die Here te begin loop. Spyt en berou, wil Jesus dus ook met hierdie gelykenis vir ons sê, is nie dieselfde ding nie. Die oudste seun was spyt omdat hy besef het hy kon iets verloor. Die tollenaars en die prostituie, of dan nou die straatvroue, hoe ook al het hulle bron van inkomste verloor, berou gehad oor hulle lewens tot dusver. Soveel berou gehad, dat hulle anders begin lewe het, dat hulle inkomste prys gegee het, sodat hulle tot eer van God kan leef. Ware berou het 'n koersverandering in hulle lewens bewerk. Weg van hulle self en hulle eie voordeel, na God en ander mense se voordeel toe. Berou is daarom, familie, om werklik jammer te wees oor wat jy aan ander gedoen het. En dit so ook te bely teenoor die wat deur jou optrede benadeel is. En dan, liewe familie, dan maak dit nie saak of die een wie jy benadeel het jou werklik vergewe of anders teenoor jou begin optree nie. Want berou, sê Jesus, jy het te doen met jouself. Het te doen met 'n ding wat so uit jou stelsel uit moet kom. Dit is eintlik 'n blokkade tussen die mens en God wat jy uit die pad uit moet haal. En dit, sê Jesus dan vir ons in Matteus 6, geld nie net vir die openbare lewe nie. Dit geld ook veral by dit wat in die private binnekant van ons huise gebeur. Daar waar ons as eggenote of ouers en kinders buite die sig van die publieke oog met mekaar moet saamleef. Ook daar is berou die enigste kern van gesonde menseverhoudings. Maar dit is gewoonlik ook daar waar dit die moeilikste is om te berou oor dit wat jy gedoen het. In die openbaar is dit maklik, want daar sal jy jou raket in die lug steek en mense sal dit sien. Al bedoel jy dalk nie, jy is werklik jammer nie. Maar waar dit net jy en die ander persoon is, waar die publieke oog en druk weg is, daar word 'n mens se opregtheid en werklike bedoeling en oortuiging regtig beproef. Miskien is dit waarom Jesus in Matteus gesê het dat die toets vir ons ware Christelike oortuigings nie die markpleine of die binnekant van ons kerke is nie, of die straathoeke is nie, maar in die woorde van die ou vertaling, die ware toets van ons Christendom is in die verborgene, in die binnekamer. Want om in die openbaar te sê jy is jammer of om liefdadigheid te bewys, kan jy nog altyd iets in die sak bring. Jesus sê dit ook, hy stem saam, hy sê dit wat jy in die openbaar doen, het sy loon in die daad self. Om egter in die binnekamer, in die verborgene dan nou, vir God te sê jy is jammer en dan ook regtig jammer te wees. Om ware berou te hê en nie maar net spyt te wees nie. Het geen belofte van 'n voordeel of 'n loon dan nou nie. Geen belofte van eie voordeel nie. Die loon wat jy daar ontvang is iets anders. Omdat dit die regte ding is om te doen. Omdat die liefde van God jou dring, jou dryf om dit te doen. Nou hoe en waar staan ons wat hierdie saak betref, familie? Wanneer ons sê ons is jammer, is ons maar net spyt omdat ons so 'n bietjie voordeel uit die saak verloor het, of dalk selfs voordeel kan trek uit die feit, sodat ander kan sien ons is spyt? Of bedoel ons wanneer ons sê ons is jammer, bedoel ons dat wanneer ons opregte berou het oor dit wat gebeur het? Bedoel ons dit? Opregte en ware berou, omdat ons besef dat ons optrede tot nadeel van ander en die saak van God was. En kom ek vra sommer nou al, ons is op pad nou, middel November gaan ons nagmaal vier, en wanneer ons by die nagmaalstafel kom aansit, is een van die pligte is om ware berou te hê. So wanneer ons binnekort weer op 'n Sondag sal voorberei om aan die tafel van die Here te gaan aansit, gaan ons, voordat ons by die tafel kom aansit, maar net spyt oor sekere aspekte van ons lewens wees,
Of sal ons gesindheid deur ware berou gekenmerk word? Spyt sal beteken, dis ongepas aan die tafel, dit pas nie daar nie. Ware berou teenoor dit beteken, kom ervaar die liefde van God op so 'n manier, dat dit jou sal dring, dat dit jou sal dryf om meer en meer die voordeel van die saak van God en die lewens van ander te gaan soek. Mag ons, familie, waarlik berou, wanneer ons sê, ekskuus. Amen. Laat my nooit u grond verlaat nie. Laat my in u skadu bly. Gee dat elke aardse vreugde en vrees eindelijk nietig word vir my. Elke keer het ek gedwaal. Elke keer het u my iewers kom haal. Maak dit hier die laaste maal. Elke dag is 'n gedagte. Elke kamer net gehuur. Elke aardse droom van rykdom en roem. Net 'n skadu teen die muur. Wat ek is net genade. Wat ek het is net geleen. Eintlik smag ek na u waters van rus. Lei my hier vanaand daarheen. Wat ek is net genade. Wat ek het is net geleen. Eintlik smag ek na u waters van rus. Lei my hier vanaand daarheen. Lei my hier vanaand daarheen.
Mag die Heer jou seën en beskerm, sy aangesig oor jou laat skyn. Mag genade jou in sy liefde hou, mag sy vrede oor jou wees. Mag die Heer jou seën en beskerm, met die kruis vir altyd voor jou. Mag jy vra na sy weer, met elke tree, mag sy vrede